En dit is die 27ste Februarie, die einde van die maand, eintlik môre maar ons is mos nog maar besig en ja, die tyd loop, dinge word gedoen. Wat het nou daar geval? Konferensie oor my pen. Konferensies word gehou en welkom hierso by die, ek het hierdie bril gisterand gedra, nee, het ek hom gisterand gedra? Nee, ek het nie. Toe ons by die huiskerk was, en maar die netjiese bril gaan oral saam, en as ek op die video's praat, dan moet ek, ek het gistermiddag met die vergadering, ons het 'n virtuele vergadering gehad, en ek het hierdie bril gebruik. Ewe skielik kan ek weer sien. Goeiemôre almal wat opkom, en kom ons drink 'n bietjie koffie. Welkom by nog 'n video. Henny, goeiemôre. Henny is eerste vanoggend. Ons maak nou nog 'n videoetjie oor die briewe wat geskryf is tussen Boy Moesman en 'n paar ander mense wat hulle gesê het. Baie interessante goed. En dan kyk ons hoe die goed uitspeel in ons lewens. Maar in elk geval, ons drink 'n bietjie koffie, man. Ja, ons so lofties ook hier, ons kykergetalle is nou 211 op YouTube wat ingeskryf het. Prys die Here vir dit. Nee, interessant genoeg dat die koffie met brood kykergetalle op YouTube was baie minder gewees as 211. Maar omdat ons nou fokus op Suid-Afrika en dit wat hier gedoen moet word, nou klim ons kykergetalle. Ek weet nie of julle daai video's gesien het van Ernst Roots nie. En Lex Libertas of whatever sy groep is. Maar daardie, ek gaan net reguit vir julle sê, daardie gedagte van selfbeskikking en federaal en al daai goed het hy by ons gesteel. Nadat ek vir hom my e-mail geskryf het oor die goed, ek het nou nog die e-pos en hy ry daai bus. Maar prys die Here, hy stap nie die profetiese pad nie. Vader hou nie van korrupsie nie. Jy steel nie by 'n ander persoon nie. So Roots moet maar in die stof en in die niet verdwyn. Pieter, goeiemôre. Want ons het die loke standie om te doen wat ons moet doen. Ek is nou op 'n kabel hierso. Is net te veel kabels, alles is geconnect, want ek was maar my werkstasie. So wat sê die manne vanoggend? Ons het die 3 manne hierso, ons het gewoonlik mense wat nie nou kyk nie of opkom, of hulle kom op, maar jy sien hulle nie. En so wat sê die mense? Is alles nog lekker in julle vlaktes? Alles nog oké daar by jou kant, Loftie? Jy het ook mos 'n wapen dingetjie bestel, jy sal het nou hierdie week kry wat nou kom. Almal wat nou nog nie gekry het nie, hierdie week wat nou kom, sal julle dit hê. Alright. En as ek nie jou adres en goed het nie, sal ek jou kontak en seker maak dat ons alles so reg doen. Die laaste lot moet uitgaan en dan vat ons dit daarvan af, prys die Here, en ek gaan vir julle 'n nuwe een ook wys. Maar ek sal julle seker eers Woensdag 'n nuwe een wys, want ek wag vir daai ene. Good! Kom ons kyk 'n bietjie wat sê die briewe, man. Ons het laas gepraat oor die wiel en die naaf. Kyk wat gebeur, Tweede Wêreldoorlog. En dis 'n bietjie onsamehangend, want ons het ouens hierso wat gesels oor dinge wat gebeur en wat gebeur het hier tydens die Tweede Wêreldoorlog. Toe neem hulle Duitsland en ander in, toe is die band groot genoeg vir die wiel. Toe sê oom Niklas, toe vind hulle uit die wiel het nie 'n naaf nie. En hier in hakkies is 2 goed geskrywe invoegsel. Nou weet ek nou nie of dit 'n vloekwoord was nie. Die volke wat met mense verstand 'n menseorganisasie in die lewe roep wat Gods almagwerke moet verrig. Jy kan nie dit doen nie. Jy kan nie 'n organisasie begin sonder dat God in die prentjie is nie. Die probleem is, baie ouens dink God is in hulle prentjie, en hy is nie. Jy sien? Die grootste, dankie, Loftie, Pero, jy is ook hier so vanoggend, goeiemôre. Die grootste belofte wat, nie belofte nie, die grootste kenmerk, of kenteken, dat God saam met jou is die werking van die Heilige Gees in jou lewe.
As jy nie die werkinge van die Heilige Gees in jou lewe het nie, en jy het net retoriek, dan het jy niks. Dan is jy 'n blinde in 'n blinde land. Ons moet hierdie goed verstaan, mense, dit kom 100% uit die skrif uit. Nee, Nuwe Testament. Hoofstuk 17, boek van Johannes, eintlik kan jy maar begin van hoofstuk 15, 15, 16, 17, boek van Johannes. Leer wie is die Heilige Gees. Goed, nou het hulle hierdie groot wiel. Die wiel het nie 'n naaf nie. Aan die ander woorde, hierdie wiel is, die wiel het nie God in die ding nie. En hy sê die spul waarop alles draai, is Gods besluit. Hy noem nog vir my 'n voorbeeld en sê, as twee volke rusie kry en beveg mekaar, en die res van die volkebond, want het was eers die volkebond gewees, sê A is verkeerd en B is reg. Die volkebond besluit A moet sy optrede staak en A weier. Dan moet die res van die volkebond vir A aanval, en dan ontketen daardeur 'n groter oorlog. Ons sien dit in vandag se tyd. Ons sien A en B wat mekaar aangeval het. Maar nie, goeiemôre. Voor ek julle die antwoord gee, wie dink julle is A en B? In ons tyd. Wie is vir A, wie is A en B in ons tyd? Ok, julle kan miskien nie so vinnig tik nie. Is Rusland en die Oekraïne is A en B. A en B is langs mekaar in die alfabet. A en B het mekaar aangeval. Die Volkebond of die Verenigde Nasies of NATO, "Haai Rusland, jy kan dit nie doen nie. Jy moet dit staak." Rusland sê, ek het al die rede om dit te doen, en ek gaan dit nie sommer net so staak nie. Ek gaan dit nie sommer net so los nie. Nee? Nou moet daar 'n groter besluit geneem word. Ek het 'n interessante berig, was dit verlede week wat ek gesien het, waar Duitsland probeer om sy ouens op te roep en hulle weier. Hulle weier. Merz het mos 'n teikendatum gehad vir 2026 vir 'n sekere hoeveelheid soldate. 2015. Ek het gister te veel gepraat. 2026 vir 'n sekere hoeveelheid soldate, en hy het glad nie naby aan sy doel gekom nie. En nou het hy dit uitgeskuif na 2027 toe. Dink hy gaan nog aan bewind wees. Die AFD is besig om te groei met rasseskrede. So, dit is 'n perfekte voorbeeld wat nou in ons tyd afspeel, wat die A en B verduideliking van siener aanbetref. Het gaan nie werk nie. Het gaan nie werk nie. Maar kyk wat gebeur het. Ons gaan nou by 'n interessante ding kom. Dan sien hy na die eerste wiel wat die band eers te klein was twee motorbande wat albei te groot is. Meer moderne motorbande, sê hy. Sien julle hoe ou moet lees? Meer moderne motorbande. Nou gaan hy aan. Hy sê kort voor advokaat Erasmus, minister van verdediging, se vertrek oor see. Toe hou hy hier op Vryburg 'n vergadering. Hy gee nou net inligting wat daai tyd gebeur het. Ek vra, uit hoeveel nasies bestaan die VVO? Hy antwoord 34. Nou vra ek, hoeveel van hulle het in Korea geveg om aggressie te bestry? Sy antwoord was 14. So hierdie volkeorganisasie kon in elk geval nie almal bymekaar maak nie. Nou vra ek vir u, waarom nie almal nie? Rusland inkluis. Advokaat Erasmus het hier gesê, ons moet die oostelike seeroete deur die Suez oophou, anders sal ons produkte aan die hawens lê in vrot. Het is interessant dat in hierdie brief is die ouens besig om meer te verafrikaans. Hulle praat meer op 'n Afrikaanse manier as Hollands. Nou kry Egipte deur Slowakye Russiese wapens. Advokaat Erasmus het gepraat van sy Midde-Ooste se kommandoment. Wat het daarvan geword? Ek het vir advokaat Erasmus gevra, hoe kan ons met Engeland 'n bondgenoot sluit? Hy, die goddelose wat talle van ons vroue en kinders vermoor het, wat in die Eerste Wêreldoorlog by die Serviërs aangesluit het. Die moordenaars van Oostenryk se kroonprins en prinses. Engeland was verantwoordelik vir die moord van die kroonprins en prinses van Oostenryk, né?
Ons moet dit onthou. Die Engeland wat in die dae van koningin Victoria, soos die Engelse haar genoem het, the Virgin Queen, Drake en Hawkins het op 'n seereis alle skepe wat hulle teëgekom het beroof van edelgesteentes en goed. By hulle aankoms in Engeland het die Virgin Queen hulle vereer aan boord van hulle skepe met die grootste verering van 'n mens. Sy sê die ryke byt wat hulle gemaak het, kan geen pen beskryf nie. Hoekom dink julle het die monargie van Engeland geen rede om af te staan van dit wat hulle is nie? Hulle het soveel geld, mense. Soveel rykdom, soveel goud, soveel alles. Nee. En is gesteelde goed. Hulle steel nou nog. Interessante gesprek gister gehad. Was dit byt of soos die Engelse sulke dinge noem, highway robbery? Ek was baie ontevrede toe Indië 'n republiek geword het. Toe stuur Engeland 'n persoon na Dr. Malan op 'n geheime sending. Toe die dokter in Engeland kom, toe moes die dokter kom pleit dat Indië, al word hy 'n republiek, moet lid bly van die Statenbond. Nou sien ek Engeland se leerowerster se 100,000 kaffers moet in plek van Indië dien, wat nie meer by hulle in Engeland is nie. Voor die Tweede Wêreldoorlog, toe sê Lord George, hy is verplig om met Rusland 'n bondgenootskap te sluit, want Indië en Japan is nie meer by hulle nie. Toe dink ek, wat 'n onnosele ding om vooraf te sê. Toe Engeland sy voorstel maak, toe sê Rusland, waarborg die Oos-See-state se veiligheid. Hierso, Judge, goeiemôre. Hierso is 'n klomp geskiedenis, net in hierdie een brief vasgemaak. En nou moet hierdie stukke geskiedenis gaan vergelyk met ons geskiedenisboeke en kyk of wat die waarheid is. Of hulle nie gelieg het nie, hoor nie. Want hierdie ouens praat die waarheid. Want hulle weet wat aangaan. Jy sien, hulle weet wat aangaan. Toe gaan Hitler en hy sluit 'n bondgenootskap met Rusland. Ons weet van dit voordat hy vir Rusland aangeval het. Hy sê al is Rusland bolsewisties, kommunis is hy. Daar is jou antwoord. Deel 6. Dis nou van die 3de brief. As 'n waarborg aan Duitsland en dat die bolsewieke en kommunisme moet sy voet in Duitsland sit. Ook waarborg hy die Duitse volk dat hulle die oorlog sal wen, want hy beskik oor 'n geheime wapen, wat sy vyand nie teen bestand is nie. Onthou julle sy geheime wapens, daai, wat is die naam van die goed? Man, die Engelse woord is daai rockets wat hulle so afgevuur het, hulle net goeiemôre. Ek kan nou nie op die goed se name kom nie, maar daai swart vuurpyle wat hulle afgeskiet het sekere doel bereik, maar het nie heeltemal die oorlog gewen nie. Dit is goeiemôre. Hy sal die wapen nie gebruik voordat hy nie voor die voldonge feit staan om die oorlog te verloor nie, want as hy die wapen andersins sou gebruik, sal hy beskuldig staan as 'n barbaar. Hy het dit later gebruik. Niklas het gesê, hy sien as die oorlog uitbreek, dan veg Rusland en Duitsland saam. Dan sien hy kry, dis nou Duitsland, die span skilderblou voorosse. Skilderosse, 'n span skilderosse, blou voorosse. En hy sê wat dit is. Dit is Finland, wat deel raak van hierdie situasie. Dan begin die skilderosse in die rond te draai. Die skilderosse is Rusland. Hy kry die span skilderosse, Rusland, en hy kry blou voorosse, dis Finland. Wanneer jy hierdie simboliek begin verstaan, dan kan jy dit begin toepas op die ander tipe osse in die verhaal, in die skrywers, wat die skrywers van die sienerboeke nie eens toegepas het nie. Hulle het net 'n paar goed genoem en al die ander uitgelos. Kan vir julle bewys. Die skilderosse begin in die rond te draai, Rusland begin teen Duitsland draai, dan verander die skilderbees in 'n vark.
Met ander woorde, hierdie leier van hierdie skilderosse, hierdie skilderbees, kry hierdie kapitalistiese neigings van, dit gaan alles oor geld. Die Engelse staatsmanne het oom Altoos gesien as varke. Met ander woorde, hierdie ou in Rusland begin 'n konkel met Engeland, hoe hulle gaan saamwerk, en dis geld wat in die agtergrond 'n rol speel. Jou geskiedenisboeke sal nie dit sê nie, maar sieners sien dit duidelik. Maar kyk nou. Nou word Rusland eensgesind met Engeland. Kyk wat sien hierdie siener nou. Dan verander die vark in 'n hond. Hond in hierdie geval, mense, is 'n vieslike verraaiere uitverkoper. Kyk wat sê die skrywer hierso. Generaal Smuts het oom Niklas gesien as die geel hond met die wit halsband. As 'n mens 'n hond van sy oorspronklike baas weggelok het met stukkies kos, dan byt hy uiteindelik sy oorspronklike baas wat hom groot gemaak het. Dis die geval tussen Rusland, Duitsland en Engeland. Dis wat daar gebeur het. Hy sê, so is generaal Smuts met geld en eer van sy volk ook weggelok. So het Engeland die hond en ons sit met die halsband. Hierdie ouens was nie op hulle bekke geval nie. Hulle het presies vir jou gesê wat hulle van jou gedink het. Brief 4 is dan net 'n kort paragraafie. Dit was net so 'n kort stukkie. Ek weet nie of dit is alles wat oorgebly het van die brief nie, maar ek het net nou vir julle belangrike goed om te vertel, maar kom ons kyk gewoon na brief 4. Onthou dat ek u vertel die tekens wat oom Niklas sê waarom ons weet dat die derde wêreldoorlog begin. Hierdie is tekens wat Niklas gegee het vir die derde wêreldoorlog. Dit reën, die wêreld word groen. Dit is algemeen. Wat beteken dit? Daar is welvaart, daar is vrede, die wêreld word groen. Dan bly die reën weg. En die gras word plekke wit droog. In ander woorde, dit is droog in sekere plekke. Dink vandag aan sekere lande. En dan spring die moframme. Parlementslede is moframme. Mofskape is vrystaat in ons unietaal. Moframme wêreldwyd is parlementslede. Hoe weet ons dit? Want Siener het so gesê. Dis maklik. Spring uit mekaar oral. Oral is hierdie dinge besig om te gebeur. Selfs hier by ons gebeur hierdie goed. In brief 5 was niks profeties geweest nie. Het was net 'n so tipe briefie. Ek het nie aandag daaraan gegee nie. Brief 6. Die Ire spook vir algehele onafhanklikheid. Het ons dit gesien? Ja. Dit wil sê Ulster is ingesluit. Oom Niklas het gesê, die Ierse meisiekind is net ouer as ons meisiekind, wat in 1914 by Koppies gebore is. Nou moet 'n ou verstaan, wat is in 1914 by Koppies gebore? Die rebellie. Ons weet, as jy Ierse geskiedenis gevolg het, dan weet jy van die gevegte tussen Noord-Ierland en Ierland, die grootste gedeelte van die Ierland, en teen Engeland. Al daardie skermutselings wat plaasgevind het, groot dinge wat daar plaasvind. Die Ire het die Ire gebom. Hulle het mekaar opgeblaas en voor die voet doodgeskiet. Dit is 'n donker stuk van die geskiedenis van Ierland. Die Ierse meisiekind is net ouer as ons meisiekind. Nou van my kant af,
Dis amper tyd vir 'n derde meisiekind. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. U weet seker dat aan die voorhand van die rebellie generaal De Wet en ander oudstryder, offisiere en burgers by koppies 'n vergadering gehou het en besluit om Duits-Wes vir Engeland te verower, dan hys ons die vierkleur en veg vir 'n republiek. Toe sê oom Niklaas, daar is ons meisiekind gebore. En na mate wat ons vorder na 'n republiek word ons kind groter en groter. En as sy opstaan en loop, selfstandig word, dan kom 'n mense gedagte en sê ons het geween, ween julle. Hier is die kruks. Hier is die kruks van die saak. Hoe gaan ek het? Ek wil dit nou mooi verduidelik. Verskoon tog. Alweer oogtyd in die oggend. Hier is die kruks van die saak. Die meisiekind het opgestaan en selfstandig geword. Het ons nie 'n republiek geword nie. Ons het 'n republiek geword. Nee, dis hier geprofeteer. Ons het 'n republiek geword, maar nou kom 'n interessante ding. Ons het geween. Ween julle. Wie het geween? Wie het gehuil? Die ouens wat deel gevorm het van die rebellie. Die ander Malan-volgelinge dink dit was Malan-volgelinge en daai ouens, hulle het nie geween nie. Hulle het probeer om hulle volksgenote uit te moor en hierdie rebellie uit te vee en uit te wis. En daardie party het gevorder en wat ook al hulle daar gedoen het, en dit het gegaan van Verwoerd na De Klerk, die nasionale party, alhoewel Verwoerd in ons volksmond 'n baie beter leier was as enige van die ander leiers. En die dinge wat hy probeer het om reg te kry, het ons min of meer op die regte pad gesit van federale uniewording. Die fout wat hy gemaak het, was om die Afrika-Bantu state te fragmenteer, om hulle te probeer beheer en te regeer. Dis die fout wat hy gemaak het. Maar sy gedagtes was reg. Ons het geween, nou ween julle. En daardie woord is vervul. Ons het geween, ween julle. Daardie woord is nou vervul. Ons ween. Maar ek kan vir julle sê met alle geweld nie. Of met alle eerlikheid, nie met alle geweld nie, met alle eerlikheid. As ek daai tyd gebore was, in Siener se tyd, sou ek deel gewees het van die rebellie. Ek moes drink koffie. Ons het geween, ween julle. Is nie waar nie, Andrew. Ons ween. Goeiemôre. Ons ween. Dis tyd vir die klein meisiekind om op te staan. Meisiekind nommer 3. Ek gaan nou vir julle iets interessant lees wat 'n ou met die naam van Bert vir my gestuur het. Goed, kom ons kyk gou na die volgende. Ons is amper aan die einde van hierdie rede. 3 tekens genoem aan Boy Musman en sy broer Piet. Daar het julle nou sy broer se naam ook. Tekens wat lei na die 3de Wêreldoorlog. Punt nommer 1. Rytye van alle maaksels te Lichtenburg. Maar hy word nie geweersgewys nie. Fantastiese openbaring hierso. Fantastiese openbaring. Dit sal nie die begin van die finale 3de Wêreldoorlog wees, totdat ons by Lichtenburg by mekaar gekom het nie. En by Lichtenburg, mense, is dit 'n spreekbeurt wat gaan plaasvind. Waar die man in brein die boere aanspreek, toespreek, 'n toespraak hou, leiding gee. Rytye van alle maaksels.
Ford bakkies man, Hilux, you name it. Rytuie van alle maaksels. Nie soos wat 'n klompie jare terug gebeur het, dat die ouens daar met perde aangekom het nie. Daai kite vlieg nie, dis nie wat Siener gesê het nie. Rytuie van alle maaksels. Nie net een tipe waan nie, jare se verskillende waans. Punt nommer 2. En ek glimlag van oor tot oor hierso. In die Unie kom 'n vlag uit. Dit is nie ons vlag nie. Dit is nie ons vlag nie. Watter vlag het uitgekom in die Unie? Ons republiekvlag. En ons Unievlag, oranje, blanja, blou met die vrotkol in die middel, is vervang deur hierdie vrotvlag wat nou oor ons wapper. En as jy hierdie vrotvlag se geskiedenis ken, sal jy weet dat dit die boervlag is wat met 'n spies deurboor is. Dis die vlag wat nou oor ons wapper, dis nie ons vlag nie. Dit lyk soos ons vlag, maar dis nie ons vlag nie. Kom ons gaan aan. Hier kom 'n ding uit, wat nog gaan kom. Ons sien dit nie nou hier nie. Punt nommer 3. Onthou, hierdie is 'n teken voor die Derde Wêreldoorlog. Groot, ongekende droogte. Wat sê dit vir ons? Wat sê dit vir ons? Ons moet hier dink soos Josef gedink het. Hoe het Josef gedink? Josef van die Bybel. Hier kom groot ongekende droogte. Ons moet koring en haver en dies meer opgaar. Nou mensies, julle kan dink ek is van my trolley af wat ek hierdie goed vir julle sê, maar wees gewaarsku. Wat is 'n ander ding wat droogte ook nie het nie? Dis water. Verstaan julle die stryd wat ons al reeds het met water in ons land? Watervoorsiening veral. Daar is water, maar watervoorsiening. Hulle kan nie na die goed kyk nie, dis ou pype, dit is ons pype wat ons gelê het jare gelede, wat hulle nie na gekyk het nie, en nie voorsiening gemaak het nie, en herstelwerk gedoen het nie, en watervoorsiening is 'n massiewe probleem, veral in Johannesburg en ander areas ook. So dink julle Siener praat nonsens. Hy sê vir hulle wat gaan gebeur, voor die tyd. Dan is hier nog 3 stukkies. Wonder of ek dit nie moet los vir maandag nie. Ja, ek dink ek moet hierdie los vir maandag. Ek gaan hierdie stukkie los vir maandag. Ek dink ek het julle nou genoeg gegee. Maar kom ons luister nog gou na 'n paar dingetjies. Vandag is die herdenking van die slag van Majuba. Dit was 'n groot stryd en ons het daai stryd gewen. Maar ek wil dit koppel aan my familie. Julle weet nou al van my 3 kinders. My oudste dogter wat op 4 Julie gebore is. American Independence Day. My seun wat gebore is op 26 November, Thanksgiving Day, Dankseggingdag. Kyk, is net voordat hulle Dankseggingdag het. My jongste dogter is gebore op 16 Desember, Bloedrivier. My kleinseun se geboorte val nie in hierdie prentjie nie, is baie interessant. Maar my kleindogter, sy is vandag 5 jaar oud.
gebore op die slag van Majuba. Hierdie is vir my persoonlike tekens in my eie lewe, dat dit wat Vader my voorgeroep het, dat ek die regte ding doen. Dis vir my persoonlike tekens. Jy kon nie hierdie goed uitwerk nie. As nie 'n manier nie. Veral nie my eerste 3 kinders wat 5 jaar uit mekaar uit is, elkeen van hulle, plus minus. Jy kan nie die goed uitwerk nie. Belangrike ding. Dan hierdie een persoon, ou Bert, hy vra vir my 'n vraag, hy sê, Adrian Snyman het gesê, ons gaan regeer tot by die ewenaar. Dis wat Adrian Snyman gesê het, ja. Maar Snyman verwar regeer met beheer. Jy wil nie so 'n stuk groot grondgebied regeer nie. Jy wil toesig hou, jy wil beheer toepas, maar jy wil nie regeer nie. En dit wat ons doen met die federale alliansie pas mooi in die prentjie in, van om hierdie ander volke te betrek. Dan vra hy 'n vraag, het Adrian nie geskryf uit 'n, Johan wat sê, het Adrian nie geskryf uit 'n Israel visie oogpunt uit nie. En ek kan vir hom sê, goeiemôre Amanda, ek kan vir hom sê, ek weet nie. Maar al wat ek wel weet, is dat Snyman net 30% van die simboliek gebruik het. Met ander woorde, sy boeke is 'n leuen. As jy nie eens 50% van die simboliek gebruik nie, man, en ek het dit al vir julle gesê, dan kom vertel jy vir my 'n halwe waarheid. En jou opinie. Sekere goed pas mooi in as gevolg van wat siener self gesê het. Maar moenie duimsuig nie. Laat die Heilige Gees jou lei in die dinge. Dan hy sê, ek weet nie of hy vir Adrian nie verkeerd verstaan het nie, hy sê hy is op pad op die wolke. Ons weet wie is op pad op die wolke. Daar is net een persoon wat op pad is op die wolke. Dit is Jesus Christus. Die ander wat op pad is met die wolke, is sy engele, wat saam met hom kom, en dan agter hom, agter hierdie groep, kom die bruid van Christus. Want ons moet regeer op aarde, sê die boek van Openbaring. So ons kom saam met hom terug. Nou, is Siener van Rensburg deel van hierdie groep? Die kanse is goed, dat hy deel is van die bruid. Die kanse is goed. Right. Op 'n ander noot, ek het gister 'n virtuele vergadering gehad met 2 manne, belangrike manne, deel van die volk, die boervolk, en ons het finansies gepraat, fondse gepraat, en hierdie manne het 'n fantastiese plan om fondsinsameling te doen vir die volk, sodat ons hierdie stryd kan stry wat ons moet stry. En ek het hierdie nou in hulle hande oorgelaat, en ons sal in latere dae sal ons sien hoe hierdie goed afgekondig word. Daar's nou net 'n paar dingetjies wat moet uitspeel. Sekere goed moet geregistreer word, en sekere goed moet gepraat word, en dan gaan hierdie ding bekend gestel word. Fondsinsameling vir die volk, om ons te help in ons stryd. Nou, daai ouens gaan dit doen, dis uit my hande uit, ek raak nie daaraan. Ek gee net my volle aandag daarby, en ek gee my wat is die woord? Ek stem saam met wat hulle doen, ek het so stel. En nie net ek nie, ander volkeleiers ook. So dit het gister uitgekom, ons het 'n 2 ure lange vergadering gehad, van 4 uur tot 6 uur. Dan het ek is attent hier opgemaak, ek het te vinnig gepraat, ek het op Facebook, het ek gesê, dat as enige iemand wil R10,000 insin, dan gaan jy 3 dubbel terugkry op die toep, as jy vir ons so help, en jy belê so. Dit is, van my kant af is dit, my hart is net om mense te help, en van my kant af het ek te vinnig gepraat, en ek was 'n bietjie stupid met daai ding wat ek gesê het.
Want jy kry nie eens deesdae in 'n ordentlike rentekoers by die banke, tensy dit nie baie geld is nie en hoë risiko is nie. Maar, ons is bereid om 25% te gee op enige belegging, oor 'n periode van 2 jaar. En jy kan besluit hoe jy die fondse wil hê. Wil jy elke maand 'n betaling hê? Geen probleem nie. Jy kry elke maand 'n betaling uit jou belegging uit, oor die periode van 2 jaar. En aan die einde van die 2 jaar kry jy jou belegging terug. Ek is 1 bladsy weg van om die toep klaar te maak. Ons moet net die deur oopsluit na die, dat ek die Engelse woord gebruik, die check-out. Met ander woorde, iemand sluit aan by die toep, oor see, Engeland, oral waarever hulle wil aansluit, hulle maak 'n betaling, hulle gaan na die login bladsy toe, dit gaan na die terms bladsy toe, die terme, en dan van daar af gaan dit na die check-out toe. Nou, julle het dit al gesien op julle selfone, daar's baie van hierdie bladsye, check-out bladsye. Maar hierdie goed word gebou met kode. En jy kan 1 komma verkeerd kry. En jy weet nie waar daai komma is nie. Dan sukkel jy jou alie af om daai laaste bladsy oop te maak. Nou ek is in kontak met die oorseese groep wat hierdie dinge vir ons behartig en ek werk met dit wat vir my gesê word, doen ek nou. Vandag is my volgende kom toetse om te kyk of ek daai bladsy kan oopkry. As ek by maandagoggend daai bladsy oop het, dan sê ek vir julle. En dan is die launch van hy toep, vrek naby. Ek is al opgewonde oor hy ding. Ek is vrek opgewonde oor hy ding. En daar is nog tyd vir mense om in te kom wat wil belê. Dit is daar. En ek wil deel. Want ek weet wat hierdie ding vir ons gaan doen. So ek wil deel. Nou, hoekom het ons die beleggings nodig? Daar is 'n ding wat gebeur met data. Servers. Julle verstaan wat die woord servers beteken. Nou, as ek 1000 intekenaars het, dan het ek nie geld nodig nie. Maar, die houer van die data, sodra soos ek het 1001 inskrywings het, dan moet hy betaal. En dit is duursaam. Dis nie 'n grap nie. Maar die winste wat daar uitkom is baie oortref die betalings. So aan die einde van die dag is ons nie bekommerd nie. Veral, en ek weet nie of ek dit vir julle gesê het nie, ek het 'n bondgenootskap gesluit met Martin Devlin Podcasts van New Zealand. Ek het 'n bondgenootskap met hom gesluit. Hy is op ons toep en ons is op sy groep. Hy het 24,000 luisteraars. Nou mense, dit is net New Zealand op sy een groep. Dis New Zealand. As ek die helfte van daai mense kan kry, dan vlieg hierdie kite soos wat hy nog nooit gevlieg het nie. Dit is waar ons nou is. So bid dat ek net daai een bladsy kan oopmaak. Dan is ons daar. Man, ons is weet julle ek kan vryheid proe. Na gisterse gesprek met hierdie 2 manne, kan ek vryheid proe. Ek kan dit proe. Ek kan dit proe. Kom ons wees saam vry. Ons is vryburgers. Boere Afrikaners, ons weet wie ons is. En ons weet waarom ons werk. En ons hou aan tot die einde. Hou ons aan. En saam met God mag ons vergeet hom nooit nie. Nooit nie. Hy is die voorkant van ons linie. Sy wil in ons lewens is die belangrikste ding vir ons. So, daar sê ou Lofty en ou Andrew, alles seën vir julle, alles wat mooi is vir die naweek. Suid-Afrikaanse Proteas cricketspan doen uiters goed. Ons het weer 'n bietjie rugby die naweek. Alles wat mooi is vir julle, hoor.